Down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Goeiemôre en welkom weer eens by Koffie en Kontrakte. Skalk, hoe lyk ons episode vandag? Ja, vandag Pieter, lyk dit baie lekker, baie nice en ons gesels 'n bietjie met 'n finansiële voorbereiding vir die aankoop van 'n eiendom. En ons het 'n baie spesiale gas. Yvonne is hier by ons. Sy is huisleningsmakelaar wat ons meer gaan vertel oor hoe ons die huislenings kan te verseker, hoe sê dit die proses wat die koper deurgaan om dit te doen. Ek en Yvonne kom al baie jare saam en ek is so bly dat sy ingestem het om saam met ons te wees vanoggend. Baie welkom Yvonne en kom ons kyk wat sy vir ons gaan vertel. Ja, welkom Yvonne. Ek gaan dit nou maar sê, jy's van Mortgage Max, ek dink Elite iets, kan nie presiese dinge onthou nie, jy sal nou vir ons sê. Maar voordat ons begin, kan jy dalk vir ons 'n kort agtergrond gee oor hoe lank jy nou al in die bedryf is en dan sommer in kort wat 'n huisleningmakelaar of mortgage broker dan nou presies doen en hoe jy jou kliënte help. Pieter en Skalk, baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer opreg. Ek was 12 jaar by Standard Bank in die huislenings afdeling gewees, wat ek toe 12 jaar na Betterbond geskuif het, wat ek daarna ook met huislenings gewerk het as 'n verbandmakelaar, en ek is nou so 8 jaar by myself by Mortgage Max Elite Bonds. So my loopbaan bestaan eintlik maar uit huislenings en hoe om aansoeke voor te berei by die banke. Goed, Yvonne, ja, baie dankie. Sê vir ons, wat is die rol wat jy speel in die huisleningsproses? Hoe help jy kopers om die regte lening te kry en te vind en by wie in al daai hele proses? Okay, as ek net kan begin om te verduidelik wat is 'n verbandmakelaar, want baie mense weet nie regtig wat is 'n verbandmakelaar nie. So wat ons doen, ons het kontrakte met al die groot finansiële instellings, Absa, Standard, Nedbank, FNB, Investec en RNB. So ek is eintlik 'n een-stop plekkie. So die kliënt voltooi een aansoekvorm by my en ek is jou kontakpersoon wat die proses vir jou hanteer, adviseer van die begin tot einde en vir jou op hoogte hou. So die rol van die huisleningsmakelaar is, wanneer jy 'n eiendom koop, is dit een van jou grootste beleggings wat jy gaan maak en ook jou meeste skuld wat jy gaan aangaan by die banke. So dit kan jou hele lewe verander. So jy het beslis 'n kundige persoon nodig om vir jou te help deur die proses en te adviseer. Ons professionele diens is gratis. Ons is hier om die proses vir jou te vergemaklik en ons sal ook vir jou die beste kwotasie moontlik beding. Indien jy self by die banke gaan aansoek doen, gaan dit baie van jou tyd in beslag neem om by die verskillende banke op te volg. Nie eers te praat van al die aansoekvorm en papierwerk wat jy moet voltooi nie. Dit is baie belangrik hoe jy die aansoek voorlê aan die verskillende banke. Dis het jy beslis 'n kundige persoon wat spesialiseer in huislenings nodig om jou te help met die proses. Daar is soms kliënte wat net by hul eie banke wil aansoek doen en ek sal beslis aanbeveel dat jy by meer as een finansiële instansie aansoek doen, want jy kry nie noodwendig die beste koers by jou eie bank nie. Deur die verskeie kwotasies by verskillende instansies te kry, kan ons met ons kundigheid vir jou onderhandel vir die beste koers omdat ons 'n baie sterk en gevestigde verhouding met die instansies het. Ja, Yvonne, ek dink jy het nou amper my volgende vraag ook geantwoord daarso. Ek wou vir jou vra, hoe werk die vooraf goedkeuringsproses wanneer iemand jou nader, maar indien jy nie dit gecover het nie, vertel maar vir ons dan nou. Okay, so wanneer ons 'n kliënt vooraf goedkeur die proses daar, dan doen ons 'n volledige assessering van jou finansiële posisie. Ons kyk na jou kredietwaardigheid en jou bekostigbaarheid, sodat ons vir jou kan sê in watter prysklas eiendom jy kan koop. Dit gee ook vir jou 'n voordeel dat indien jy belangstel in 'n eiendom en jy reeds vooraf goedgekeur is, dat die verkoper eerder jou aanbod sal aanvaar in plaas van 'n persoon wat nie vooraf goedgekeur is nie.
Ja, goed. Wat is die grootste vraag wat kliënte jou stel wanneer hulle 'n huislening begin navraag doen? Okay, ek wil amper sê die mees algemeenste vraag wat die mense vra is, kan ek die verband en oordragskostes insluit? So meeste van die banke, as een party eerste koper is, kan ons die kostes insluit. So sê net maar man en vrou koop, maar die man het voorheen 'n eiendom gehad, maar die vrou nie, dan kan ons nog steeds so net een van die partye hoef 'n eerste koper te wees, dan kan ons vir jou dan kan die bank vir jou ekstra geld leen om daai oordrag en verbandskostes te dek. Dan natuurlik nog 'n vraag is, waarvoor kwalifiseer ek? So dit is wat ek nou daar is om vir jou voor te help. Dan wanneer ek mense prekwalifiseer, is een van my vrae, is jy gelys op kredietbureau? En as jy natuurlik gelys is op kredietbureau en agterstallig is, gaan jy daai eers op datum moet bring. So die banke gaan nie vir jou nuwe skuld gee as jy tans agterstallig is op van jou rekeninge nie. Ander vraag wat hulle ook vra is, kan ek saam met my verloofde, my vriend of my vriendin koop? Ja, jy kan beslis. Ja, dis interessant. Jy weet, dis altyd goed wat 'n mens nie aan dink wanneer jy sulke goed probeer of begin nie, maar jy weet, dis wanneer jy daar sit en dan die vraag vra, dan het julle daarmee antwoorde. Sê vir my, hoe bepaal jy wat is die beste leningsopsie vir 'n kliënt en watter faktore sou jy in ag neem? Okay, ek bespreek elke bank se kwotasie met die kliënt en hoor watter bank is die kliënt se voorkeurbank. Soos genoem, jy kry nie noodwendig die beste koers by jou eie bank nie. Met my ondervinding en kundigheid sal ek dan met die instansies onderhandel om vir jou die beste moontlike kwotasie vir die kliënt te beding. Goed. En hoe vergelyk die verskillende leningsprosesse wat beskikbaar is en hoe help jy die kliënte om die beste rentekoers te kry? Ek weet dit is altyd 'n issue daai die rentekoerse, maar die rentekoers het ons so bietjie afgekom. So Vir party kliënte is koers meer belangrik as die volle leningsbedrag. Dit bly die kliënt se besluit op die einde van die dag met watter finansiële instansie hulle wil voortgaan. Die banke se kwotasies is geldig vir 5 dae na goedkeuring, so die kliënt moet dan binne die 5 dae besluit met watter bank se kwotasie hy voortgaan. Op ouderdom 75 moet jou lening klaar betaal wees by Absa, FNB en Nedbank. Standard Bank enige iets van 60 jaar af en op, afhangende van die kliënt se profiel. En dit kan ook 'n faktor wees wat die kliënt se besluit kan beïnvloed, omdat party kliënte hul maandelikse huispaaiement so laag as moontlik wil hou. Ja, daai een van 75 skalk, ek weet nou nie, ek is nog 'n entjie van dit af, maar ek dink ons begin al nader kruip aan daai ene. ja, Wat is die belangrikste aspekte van 'n lening wat kliënte dikwels sou miskyk, Yvonne, sou jy sê? Wel, as kliënte is gewoonlik so oorweldig wanneer hulle nou 'n plekkie gekry het en alhoewel ek en die agent vir hulle inlig van die oordrag en verbandskostes wat betaal moet word voor registrasie, vergeet hulle dit soms. En dan 'n ander ding is die eerste huispaaiement is betaalbaar 30 dae na registrasie. Kliënte vergeet soms om hul geldsaake so te beplan dat hulle daai eerste paaiement kan betaal. Wat ook baie belangrik is, ek adviseer altyd my kliënte om nie nuwe skuld te gaan maak nadat die huislening goedgekeur is nie, want die bank kan hulle lening terugtrek as gevolg van bekostigbaarheid, wat dan 'n groot probleem kan wees. Wag liewer tot jou huislening geregistreer het voor jy 'n nuwe voertuig gaan koop, persoonlike lening of kredietkaarte aansoek doen by die banke. Banke het al as gevolg van dit net voor registrasie 'n lening onttrek, dan is dit natuurlik baie problematies, want dalk het die koper al ingetrek en die verkoper het dalk 'n nuwe eiendom al gekoop, so dit is baie belangrik om geen nuwe skuld te maak voor jou huislening verband dan geregistreer het nie. ja, dit maak nogal sin, hè, want ons het al verskeie kere gehoor dat ouens koop 'n motorkar, hy het nou die geld gekry en koop hy 'n Ja. kar en dan Jy was all of skielik- a sudden dan sê die bank vir hom sorry en dan het hy nog al kostes betaal aan die prokureur wat die oordrag doen en dan verloor hy dit.
En jy weet ons almal sit maar en wag dat die aktekantoor hulle ding doen. En nou ek kan nie 'n paar wenke gee Yvonne oor hoe kopers hulle kans op goedkeuring kan verbeter voordat hulle die proses begin. Goed. Ja, 'n groot ding hier is jou krediettelling op kredietburo speel 'n baie belangrike rol. So dit is soos 'n vingerafdruk wat uniek is aan jou. Dit is een van die groot faktore wat die finansiële instansies gebruik om te bepaal of jou huislening gaan goedgekeur word. Dit is jou betaalgeskiedenis. Dit gee die banke 'n aanduiding van hoe jy jou huidige skuld betaal of dalk nie betaal nie. So betaal jou skuld op datum en moenie minder as jou minimum paaiement betaal nie. So as jou paaiement betaalbaar is op die 1ste van die maand, moenie die 2de betaal nie, want dan wys dit op die verslaggie op jou geskiedenis, betaalgeskiedenis dat jy 30 dae agterstallig so. En as jou paaiement R10 is, moenie R9 betaal nie. Al daai goedjies speel 'n groot faktor. Dan as ek kan dalk mense wenk gee vir mense wat hulle eie besigheid het, betaal vir jouself 'n salaris elke maand in jou persoonlike rekening in. En dan is daar ook baie mense wat hulle eie besighede het wat nie al die kontantgeld bank nie. So dit maak dit moeilik vir die banke om jou inkomste te bevestig, want al die geld gaan nie in die bank in nie. En as jy uit jou besigheidsrekening uitleef, kan hulle nie regtig jou salaris, as ek kan sê salaris, bevestig nie. So as jy al jou kontant kan bank en vir jouself 'n salaris betaal in 'n persoonlike rekening, sal dit baie help. Ja, dit is baie interessant. Ons het nou gehoor wat jy vir ons sê as kan gebeur as die kliënt nie kwalifiseer nie en al daai goeders vir die tradisionele leningsopsies nie. Sê vir my, het jy enige alternatiewe opsies of aanbevelings wat mens kan aanbeveel aan 'n kliënt? Wel, as die kliënt nie op hierdie stadium kwalifiseer vir 'n lening nie, kan hulle altyd 'n huur kontrak teken met die opsie om te koop op 'n latere stadium wanneer hulle omstandighede verbeter het. Ek het al kliënte gehad wat ooreenkoms tref met die verkoper om eiendom af te betaal oor 'n sekere tydperk. Hulle het dan 'n kontrak by die prokureurs gaan optrek met die voorwaardes soos wat hulle ooreengekom het. Ja, dit is interessant. Nou is dit min wat ons daarmee te doen kry van ons kant af. Nou hoe kan iemand wat net begin met hulle finansiële voorbereiding seker maak dat hulle in 'n goeie posisie is om 'n lening te kry wat hulle nodig het? Met ander woorde, ek is nou 'n ou wat nou begin en nou moet ek nou my finansiële voorbereiding so doen dat ek kan weet ek kan kwalifiseer om my lening te kry. Okay, dis natuurlik baie belangrik om te spaar. As jy kan spaar vir die verband en oordragskostes, gaan dit 'n effek hê op jou rentekoers wat jy gaan betaal. En as jy natuurlik nou nog 'n ekstra geldjie vir 'n deposito kan neersit, dan maak dit ook 'n verskil op jou rentekoers. Want as jy die oordrag en verbandskostes byleen, dan dra die bank 100% van die risiko, so hulle gaan jou rentekoers laai. So as jy jou koste self kan betaal, gaan dit beslis 'n verskil maak. En as jy 'n deposito gee, gaan dit natuurlik ook 'n verskil maak. So die banke se rentekoers gaan dan beter wees. En dan as jy enige klein rekeningkies het, maak dit toe. En moenie sommer as jy 'n kredietkaart het, jou kredietkaart se limiet laat verhoog, daai tipe van goedjies nie, want dit speel alles 'n rol op jou bekostigbaarheid. En dan betaal jou rekeninge op datum, soos wat ek gesê het, betaal op datum en nie minder as wat jy moet betaal nie. So daai gaan vir voorbereiding, sal ek sê, deposito, en as jy 'n geldjie het vir of kostes en depositos, gaan vir jou baie help. Die kliënt, as hy nou sy papierwerk, help jy hom dan daarmee met die papierwerk dokumentasie wat benodig word vir die lening. Wat moet hulle voorbereid wees om in te dien? Okay, as jy 'n salaristrekker is dit eintlik nou baie maklik. So jy het jou ID-afskrifie nodig. As jy 'n ID-kaart het, soek die banke afskrif aan die voor en die agterkant. Dan jou salarisstrokies. As jou salaris dieselfde is elke maand, die laaste 3 maande salarisstrokies,
en as dit wissel die laaste 6 maande salarisstrokies en laaste 3 maande bankstate. En dan as jy bestaande huislenings, bestaande eiendom het wat jy uitverhuur, dan kan ons daai hier kontrak ook gebruik om by jou inkomste by te sit. As jy natuurlik 'n eienaar van 'n besigheid is dan 'n bietjie meer papierwerk. So dis maar ook die ID-afskrifie. Dan het ons 'n brief nodig van die boekhouer om jou inkomste te bevestig. Laaste 3 maande persoonlike en besigheidsbankstate en ook as jy 'n bestaande eiendom het wat jy uitverhuur, afskrifie van daai huurkontrak. Dan FNB soek die laaste 3 jaar se finansiële state wat ons met die ander banke kan regkom by die laaste 2 jaar sin. En indien jou finansiële staat ouer as 6 maande is, soek hulle dan ook 'n op datum bestuurstaat. Ja, dis alles beskruiklik interessant. Meer jy praat daaroor, hoe meer sien 'n mens waarmee jy te doen kry. Sê vir my, hoe lank neem die proses gewoonlik vanaf die tyd dat iemand jou nader tot wanneer hulle die lening goedgekeur kry? En dit is gewoonlik die vraag wat die mense ons voorgevra het. 'n Salaristrekker is natuurlik baie maklik want die banke kan doen jou werksbevestiging en jou inkomstebevestiging. So enige iets van 2 tot 5 dae, alhoewel ek al in 1 dag 'n goedkeuring gekry het, want soms doen die banke sommer wat ons noem 'n desktop waardasie, hulle stuur nie fisies die waardeerder uit nie. So ek het al in 1 dag, maar die norm is so tussen 2 en 5 dae. En natuurlik as jy jou eie besigheid het, is dit baie moeilik om te sê dit kan enige iets van 'n week na 3 weke toe vat, afhangend van kan die banke die kliënt se inkomste verifieer. Laasens wil ek nou net dit vra. Wat se raad sou jy mense gee? Sou jy liewerste koop of moet jy liewerste huur? Dit is altyd 'n ding wat wik en weeg met kopers of kliënte. Skalk, ek sê altyd hier, so dis beter om jou eie plek te betaal as wat jy iemand anders se plek klaar betaal. So ons het almal maar onder begin. Koop vir jou 'n klein plekkie en soos wat jy finansiëel sterker word, kan jy daai plek verkoop of miskien uitverhuur en daai huurinkomste gebruik en dan vir jou 'n groter plek koop. So nee, ek adviseer altyd, koop liewer vir jou eie plek en betaal jou eie plekkie af. Dankie. Ja, dit was nou regtig waardevolle inligting wat jy vandag met ons gedeel het. Ek wil eerstens net baie dankie vir jou tyd, vir jou tyd en vir al jou insigte hierso en vir al die bydrae wat jy gelewer het. Skalk. Ja, baie dankie Yvonne. Ek moet sê ek gebruik haar baie en die afgelope 10 jaar plus. En as ek haar bel, maak nie saak wanneer nie, en sê Yvonne, kyk gou vir my, kan ek die persoon prekwalifiseer, en sy doen dit sommer telefonies baie vinnig, en sy kom terug na my toe en sê, yes, die man kan aangaan of hy kan nie aangaan nie. En dit moet ek sê, sy van haar finansiële kant af, met 'n huis aankoop, is sy uitstekend. Yvonne, baie dankie aan ons luisteraars. Julle kan beslis gebruik maak van haar. Ek maak gebruik van haar. En Yvonne, baie dankie van jou kant af. Ek waardeer dit regtig baie. En Skalk, is vir my voorreg om jou konsultant te kan wees, en Pieter, dankie ook vir jou dat julle vir my genooi het vir vandag. Ek is regtig, enige iemand kan vir my kontak, ek help graag. En so Skalk sê, ons het eintlik nie werksure nie. So, want mense gaan na ure kyk hulle na eiendomme en dan hulle vra, so ja, 24/7 is ek beskikbaar vir julle, hoor. Ja, Yvonne, baie dankie weer eens. Ek dink ek gaan jou nader om jou details te kry, dat ons dit op ons slideshow kan sit, wat ons sit in die podcast. So, ek sal dit vir die luisteraars sal ek dit daarso sit, en dan kan hulle almal jou details ook sommer daarso kry. En dan aan ons luisteraars, hou maar julle oë oop vir ons volgende episode van Koffie en Kontrakte. Tot volgende keer. Hou jou koffie warm en jou weer kort. Baie dankie, lekker dag vir almal. En dankie Yvonne weer eens. Dankie julle, totsiens. The views expressed in this podcast are for informational purposes only and should not be construed as legal or financial advice. Always consult with a qualified professional before,
making any real estate decisions. Nog een kopje koffie kan die einde van die aand met nog 'n wyle uitstel voor ek huis se kant toe staan, want te skielik